As jy dit nie kan bewys nie, het dit nie gebeur nie. Dit mag dalk hard klink, maar in die wêreld van besigheids-KI word dit al hoe meer die waarheid. Op die oomblik storm baie maatskappye die KI-wêreld binne. Spanne eksperimenteer, nuwe gereedskap word getoets en almal praat oor innovasie. Maar onder al die opwinding worstel baie organisasies met iets veel minder indrukwekkend. KGA, chaos, verspreide opdragte, onbeheerde gereedskap, verborge risiko's, geen auditspoor nie, geen duidelike eienaarskap nie en dikwels geen bewese waarde nie. In hierdie video gaan ons kyk na die pad van KI chaos na 'n beheerde KI bedryfstelsel wat jou besigheid werklik kan vertrou. Die vraag is eenvoudig: hoe beweeg jy van die gemors aan die linkerkant na die beheer aan die regterkant? Voordat ons die probleem kan oplos, moet ons dit verstaan. Chaos gaan nie net oor vermorste geld nie. Dit is die onsigbare koste van die gebruik van KI sonder 'n duidelike bedryfsmodel. Spanne mag dalk besig lyk. Hulle toets dalk gereedskap, genereer inhoud, som dokumente op en outomatiseer klein take. Maar as niks daarvan gekoppel, beheer of meetbaar is nie, bou die besigheid nie werklik vermoë nie. Dit skep risiko. Die verborgde koste bly op verskeie maniere. Werk word gedupliseer, besluite kan nie opgespoor word nie, sensitiewe inligting kan op die verkeerde plek gebruik word, uitsette word sonder bewyse aanvaar en bestuur het geen duidelike beeld van wat KI binne die besigheid doen nie. Dit is die illusie van vooruitgang. Mense beweeg vinnig, maar die organisasie beweeg nie noodwendig vorentoe nie. Dit lei tot die werklike probleem, die vertrouegaping. Die grootste gevaar met KI is nie bloot dat 'n taak dalk kan misluk nie. Die groter gevaar is dat die taak nie bewys kan word nie. Stel jou voor 'n auditor, kliënt, regulator of senior uitvoerende vra: wie het hierdie besluit goedgekeur? Watter data is gebruik? Op watter bron het die KI staatgemaak? Is die uitset deur 'n mens nagegaan? Waar is die auditspoor? En die antwoord is: ons weet nie. Dit is die vertrouegakum. Selfs al het die K 'n goeie resultaat gelewer, raak die werk moeilik om op te vertrou as jy nie kan bewys hoe dit gedoen is nie. Vir besighede in finansies, gesondheidsorg, reg, operasies, nakoming of ander gereguleerde sektore maak dit baie saak, want in daardie omgewings is spoed alleen nie genoeg nie. Jy het bewyse nodig, jy het goedkeuring nodig, jy het aanspreeklikheid nodig. Sonder dit kan KI uitsette 'n las word in plaas van 'n bate. Hoe maak ons dus die vertrouegaping toe? Ons het 'n raamwerk nodig wat op 3 pilare van bewys gebou is. Die eerste pilaar is beheerde uitvoering. Dit beteken geen lukrake eenmalige opdragte vir belangrike werk meer nie. In plaas daarvan moet KI tyd deur gestruktureerde, herhaalbare werkvloeie loop. Die tweede pilaar is bewysgesteunde uitsette. Elke belangrike resultaat moet teruggevoer kan word na 'n goedgekeurde bron. Die derde pilaar is menslike goedkeuringsbeheer. AI kan help, voorberei, opsom en aanbeveel, maar vir besluite wat saak maak, moet 'n mens op hoogte bly. Dit is die sleutel. Die doel is om 'n beheerde stelsel te skep waar KI werk vorentoe kan beweeg terwyl mense verantwoordelik bly. Dit is die balans. Nou, dit mag dalk kompleks klink, maar die pad vorentoe hoef nie oorweldigend te wees nie. Jy hoef nie die hele maatskappy oornag te outomatiseer nie. Trouwens, jy moet nie. Die regte benadering is om klein te begin. Kies een belangrike werkvloei. Ideaal gesproke een wat herhalend, waardevol is en 'n mate van risiko inhou. Regeer hom. Definieer die goedgekeurde inseppe. Definieer die taak. Definieer die menslike kontrolepunt. Toets dit dan. Kan die werk herhaal word? Kan die uitset vertrou word? Kan die bewyse later hersien word? Slegs wanneer die antwoord ja is, moet jy skaal. Dit is die belangrikste beginsel. Bestuur voor skaal. Moenie chaos opskaal nie.
So, hoe lyk 'n beheerde KI bedryfsritme in die praktyk? Dit begin met 'n goedgekeurde invoerbron, nie lukrake inligting nie, nie onbeheerde kopieering en plak nie. 'n Goedgekeurde bron. Dan voer die KI-agent 'n spesifieke, konsekwente taak uit. Volgende gaan die uitvoer na 'n menslike kontrolepunt. Dit is waar die kenner die resultaat hersien, goedkeur, verwerp of aanpas. Sodra dit goedgekeur is, lewer die stelsel weer 'n verjaarbare bewyse. En laastens word die resultaat in 'n ouditgereed formaat gestoor. Elke stap word aangeteken. Elke besluit is naspeurbaar. Elke belangrike uitsit kan hersien word. Dit is nie swart boks outomatisering nie, dit is begeleide uitvoering. Jy kry die spoed van KI, maar jy gee nie toesigprys nie. Die menslike kenner bly in beheer van die besluite wat saak maak. Dit is waar KI werklik nuttig raak vir besigheid. Nie omdat dit meer inhoud produseer nie, nie omdat dit indrukwekkend voel nie, maar omdat dit deel word van 'n betroubare bedryfstelsel, 'n stelsel wat spanne kan help om vinniger te werk en handearbeid te verminder, nakoming te ondersteun, bewyse te skep en leierskap die vertroue te gee dat KI verantwoordelik gebruik word. Dit is die verskywing van verspreide eksperimente na beheerde werkvloeie, van verborgde risiko na sigbare bewyse, van KI chaos na verantwoordbare uitvoering. So hier is die vraag om terug te neem na jou span. Wat is die versteekte status quo belasting wat jy tans betaal? Hoeveel tyd gaan verlore aan handmatige kontrole? Hoeveel risiko is versteek in onopspoorbare KI-eksperimente? Hoeveel geld word bestee sonder meetbare opbrengs? En hoeveel geleentheid word vertraag? Hy kan kragtig wees, maar mag sonder bewys is risiko. Die toekoms behoort aan organisasies wat autonomie met uitvoering kan kombineer. Want in sake KI is vertroue nie 'n lekker ding om te hê nie. Vertroue is die bedryfstelsel. En onthou, as jy dit nie kan bewys nie, het dit nie gebeur nie.